Mense, goeiemôre en baie welkom by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en dis vanoggend weer eens vir my regtig 'n groot voorreg om jou te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. En mense, ek besef net weer eens op hierdie besondere dag, dis natuurlik Shabbat. Hierdie dag is 'n heilige dag. Dis 'n geseënde dag. En Vader het gerus van al sy werk op die 7de dag. Hy het dit geseën. Hy het dit geheilig. So geseënd is jy wat vandag ingeskakel is by hierdie uitsendinge. Mense, ek verwelkom jou weer eens vanoggend in die klaskamer van Heilige Gees. En vandag gaan 'n akademiese klas wees. Ek is in die tabernakel op die plaas te kuilen en dis regtig vir my so lekker om jou hier te kan bedien. En ek sê dit en ek het dit baie gesê, dat wanneer mense deurstap deur hierdie tabernakel, dan sien jy hoe verander hulle. Ek wil net iets by sê en ek reageer op 'n klomp boodskappe wat ek gekry het. Hierdie tabernakel wat ons hier gebou het. Mense, dit is net 'n tentoonstelling van hoe ek en jy moet lyk. Wie ons moet wees. Onthou net, ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Mense, ek gaan dit nog 1000 keer sê totdat jy dit verstaan. Die tabernakel wat jy hier sien, en ek staan in die plek van waarheid, met ander woorde, dis die weg, die waarheid en die lewe, dis die voorhof, die binnehof en die allerheiligste. So ander woorde, dis die brandofferaltaar, dit is die koperwaskom. Ek is nou in die plek waar jy instap en jy sien die tafel van toonbrode en dan die menorah, en die menorah is opgeteken. Mense, as jy die menorah verstaan, dan verstaan jy die woord. Jy verstaan Abba se afsprake, jy verstaan die toekoms. Jy verstaan sy profetiese tydslyne, jy verstaan alles. Wanneer jy in die menorah en jy verstaan die feeste van Vader, het jy insig, jy daai dieper liggende geheime wat geopenbaar gaan word in jou lewe, wanneer jy dit verstaan. Hoe dit ook al sê, ek is in die tabernakel, in die heilige gedeelte wat as die waarheid bestempel word. Mense, en ek sê dit, en ek het dit gesê, dat dis die plek waar ons die waarheid nodig het in ons lewens. Ons leef in 'n bose wêreld, en ek wil vir jou sê, ons lewe in die einde van die tyd, en is nou belangrik om die waarheid na te jag met alles wat ek en jy binne in ons het. So dis regtig vir my vanoggend 'n voorreg om jou te verwelkom by die akademiese klas van die Heilige Gees. Maar kom ek en jy bid saam, en ons vra Vader se seën op sy besondere woord, en dat hierdie woord nie leedag terug sal keer nie, maar sal dien die doel waartoe Vader dit stuur deur die inspraak van sy Heilige Gees. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba Vader, wat 'n voorreg om op hierdie pragtige môre u heilige naam te kan aanroep. Vader, ons kom verklaar vandag, u is die Heilige van Israel, die koning van alle konings. Wie is soos u? Wie kan met u vergelyk word? Daar is niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde wat met u vergelyk kan word nie. Abba, ons is u volk en ons kom buig in aanbidding voor u aangesig. En ons bely en verklaar dat u is ons Vader, u is ons Skepper, u is ons herder, u is ons leidsman, u is ons voorsiener, u is ons geneesheer. Abba, u is ons heiligmaker, en ek dank u in hierdie môre dat ons net ons lewens kan reflekteer teenoor u woord, en dat die woord gestalte sal kry in ons binneste, en dat die heilige naam deur alles vandag verheerlik sal word. Vader, help my asseblief om hierdie boodskap oor te bring. Ek seën vandag ook elke man, vrou, seun en dogter wat na hierdie boodskap luister, en Vader, dat hulle ook geseën sal wees vanweer die inspraak van u Ruach HaKodesh, die Heilige Gees op hulle lewens. Vader, dis my gebed en dis my roepe vandag in die wonderbare naam, die naam bo elke naam, die naam Meester Yeshua HaMashiach, ons verlosser, ons saligmaker en die Messias wat weer gaan kom. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, elke keer wanneer ek bid, dan besef ek praat met die Skepper God van die hemel en die aarde. Besef jy wie is hy? Besef jy sy grootheid, sy almag? En ek dink dis een van die hoofredes hoekom ons in die klaskamer moet wees van Heilige Gees, om my en jou te leer, wie is hy? Sy grootheid. Weet jy, wanneer ons die woord lees en ons sien in ons woord, en ons sien Adonai, en ons sien Elohim, en ons sien Yotai Wafai, met ander woorde Yahweh, ons almagtige Vader, en ons lees oor sy Ruach, en ons lees oor Meester Yeshua, die Messias, dan is dit 'n woordjie, en ons het so gewoond geraak aan dit. Ons besef nie meer die grootheid van sy naam nie. Ek bedoel, toe hy vir Moses gesê het, gaan sê vir my volk, ek is
het jou gestuur. Daai woordjie is ja. Ek dink nie ons besef die grootheid nie. En dis hoekom ons in die klaskamer moet tyd spandeer deur die inspraak van die Gees. Want Meester Yeshua sê, ek stuur vir julle die trooster, die leermeester om julle te leer aangaande wie ek is. So ons as Meester Yeshua ken, dan ken ons Vader. Want hy kom in Kolossense hoofstuk 1 en hy sê as julle my sien, het julle die Vader gesien, want hy sê ek is die beeld van die onsienlike Elohim. Het is belangrik om in die klaskamer tyd te spandeer om te weet, wie is Vader? Wat is sy karakter? Wat is sy eienskappe? Wat verwag hy van my? Wat verwag ek van hom? Want hy sê, ek wil vir jou 'n Elohim wees, maar jy moet vir my 'n volk wees. Dit beteken, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor jou as my volk, as my bruid, as my kind, maar jy het 'n verantwoordelikheid teenoor my. Dis 'n tweerlei verantwoordelikheid. Dis 'n dialoog wat ons voer met hom. En dis hoekom dit so belangrik is om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en in al jou krag. Moet ons hom lief hê, want hy is die jaloerse Elohim. Ek bedoel, hoe gaan dit wees as ek op my huweliksdag staan ek voor sy aangesig en ek trou met hom en ek soen iemand anders? Ek bedoel, dis mos nou nie reg nie. Dit werk mos nou nie so nie. Ek het verklaar, ek meld aan om 'n afgesonderde lewe te wandel voor sy aangesig. Ek is nie bereid om te batch met die dinge van hierdie wêreld nie. Al kom my familie teen my, al kom wie ook al wat teen my, al sê wie wat, jy's wetties, of baie mense sê vir my, jy's Joods. Nou praat ek met 'n goeie vriend van my, sê vir ek, jy moet vir hulle sê, as hulle vir jou sê jy's Joods, en sê vir hulle, yes, want die Messias wat ons verwag, hy is ook Joods. So ek dink, wow, that's amazing. So mense, baie welkom vandag by die akademiese klas van Heilige Gees, en ek glo en vertrou dat hierdie woord gaan van groot waarde vir jou wees. En dit is sommer net lekker om met jou te gesels hier uit die tentoonstelling van wat ek en jy eintlik moet wees. Maak jou woord oop asseblief by die boek van Efesiërs, hoofstuk 4, en ons gaan daaruit lees vanaf vers 17 tot en met vers 24. En ons gaan 'n bietjie tyd spandeer in die woord vandag. Dis 'n akademiese klas, en ons gaan die woord akademies nader sodat ons kan leer. Ons moet toegerus word, want die koninkryk van die hemel het naby gekom en ons weet nie wat dit is nie. Ons weet nie wie se beheer van hierdie koninkryk nie. Ons ken nie ons posisie nie. En die woord is duidelik. Matteus 22 vers 29. Hy sê julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en omdat julle die skrifte nie ken nie, ken julle ook nie die krag van Elohim nie. Maar wanneer julle hom ken en julle ken sy krag, luister, gaan jy vir daai berg sê, hef jy op en werp jou in die see, en hy sal dit doen. As jy dit sê, en jy twyfel nie in jou hart nie, en jy het geloof in hom, wat hemel en aarde geskep het, sal daai situasie gaan. As daar siekte in jou liggaam is, dan verklaar jy, Vader, ek verklaar vandag, my liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Ek spreek lewe in my bloed, ek spreek lewe in my neurobane, ek spreek lewe in my hart, ek spreek lewe in my kliere, ek spreek lewe in my wit bloedselle, my rooi bloedselle, ek spreek lewe in my organe, in elke orgaan, in my bewegende gedeeltes, in my voete, dat my bloed sal deurloop tot in die eindpunte van my liggaam, dat my liggaam die lewende tabernakel sal wees, om u te behaag, om u te eer en te respekteer, as 'n welgevalle, heilige offer. Ek spreek lewe in my hande, ek spreek lewe in my neurobane. Ek kom teen enige gees van domheid en van death and dumb spirit, ek kom teen dit, en dat my gedagtes verhelder sal word, met verligte oë, om te sien wat is die roeping en die erfdeel wat U vir ons weggebêre het. Halleluja. En Vader, ek dank U dat U vandag en ook in hierdie week dat hierdie koninkryksengele die opdrag sal gee om met ons te wees en saam met ons te gaan, en ons blok vandag die demoniese magte uit in die naam van Meester Yeshua. Ek verklaar my liggaam is die tabernakel van Heilige Gees. So gees van krankheid, jy het geen plek nie. Gees van siekte in die naam van Yeshua, wyk. Ongesteldheid gaan. Kopsere, laarigpyne, beenpyne, struktuurpyne, in die naam van Meester Yeshua, jy het nie plek in my tabernakel nie. Mense, dit is belangrik, elke môre wanneer jy opstaan, spreek lewe in jou liggaam, spreek lewe, seën jouself, sê Vader, ek seën my, dat ek vandag welgevalle, aanneemlike offer sal wees voor die aangesig. Dat U my sal weerhou van ligsinnige mense, dat my gedagtelyne gefokus sal wees aangaande U. Vader, dat my hart onverdeelbaar op U sal wees
in hierdie dag, ook in hierdie week. En dat die naam verheerlik word, want die koninkryk het naby gekom. En ek is in die akademiese klas om te leer wat ek moet wees. Mense, kan jy sien hoe belangrik is dit? Nou mense, hierdie is nou die akademiese klas, praktiese teologie, as ek dit so kan uitdruk. Hoe dit ook al sê, Efesiërs hoofstuk 4, vers 17. In die naam van Meester Yeshua, die gesalfde, jy moet weet maar wie ons praat hierso, doen ek 'n ernstige beroep op julle. Julle wat ingeskakel is vandag, hoor mooi, 'n ernstige beroep doen ek op julle. Hier is die beroep, luister mooi, skryf neer. Onthou ons is in die klas. Pen, papier, potlood, uitveer, highlighter, liniaal, ons doen ons werk netjies. Hy sê, ek doen 'n ernstige beroep op julle. Hier kom die beroep. Moenie langer soos die heidene lewe nie. Moenie langer nie. Want as jy so lewe, asseblief, verlaat die klas. Verlaat die klas. Want dan hoort jy nie hier nie. As jy nie wil verander nie, gaan. Die oomblik toe die ryk man by Meester Yeshua kom, en Meester Yeshua sê vir hom, verkoop jou goed, nadat hy gesê het, ek onthou die Torah, ek bring my tiendes en ek doen al die goeders, toe sê hy vir hom, goed, great, jy's 'n pragtige jong man, verkoop al jou goed en volg my. Hy sê, nee, dis 'n tall order. Hy sê, wel in daai geval, dan gaan ek. En hy loop. Meester Yeshua het nie agter hom aangehardloop nie. Hy het hom gelos. So as jy nie wil verander nie, as jy langer soos die heidene wil lewe, as jy aanhou met jou disfunksionele optrede in terme van jou wandel met die lewende Vader, verlaat die klas. Verlaat die klas. En die rede daarvoor is, hy sê, moenie langer soos heidene lewe nie. Onthou, hierdie is 'n akademiese klas. Want hulle gedagtes, soos wat jy voorheen gewandel het, hulle gedagtes lei tot niks. Niks. Help nie jy bid nie. Help nie jy sê jy het geloof nie. Help nie jy sê dat liewe Jesus is lief vir my en ek is lief vir hom en ek het die gawe van die ewige lewe nie. Help nie jy sê dit nie, want jou gedagtes lei tot niks nie. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat Elohim skenk nie. Mense, hierdie is gevaarlik, hoor. So in die klas vandag en ons kyk na wat is belangrik vir Vader en om hom te behaag. Hier sê die woord. Hy sê, asseblief, hoor my, ek doen ernstige beroep op julle. Julle moet nou luister baie mooi. Moenie langer lewe soos wat jy geleef het, soos die heidene nie. Moenie. Want as jy so lewe, dan lei jou gedagtes tot niks nie. Julle verstand is verduister. Aan die ander woorde, julle sien nie die ware boodskap nie, julle sien nie die ware beeld nie, en die duiwel het gekom en hy het sluiers oor jou oë getrek. Hy sê, julle het geen deel. Help nie, jy sê dit nie, dit gaan nie oor ek sê nie. Dit gaan oor wat ek doen en wat ek glo. As jy sê, ek is lief vir Meester Yeshua, en jy doen nie wat hy vir jou sê nie, dan is jy 'n leienaar. En die waarheid is nie in jou nie. Dan kan hy jou nie gebruik nie. Dan het jy geen deel aan die lewe wat Elohim skenk nie. Want hy gaan vir jou op 'n stadium sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Go away from me, your lawlessness people. Uit die klas uit. Uit. Julle het geen deel aan die lewe wat Elohim skenk nie. Omdat, hier is die rede, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde verhard. Hulle wil nie verander nie. Hulle kom in die klas, hulle luister, hulle sien, hulle hoor, en hulle wil nie verander nie. Dis hulle lewe. Dis hoe die heidene gelewe het. Ons hoor die waarheid, maar ons wil nie verander nie. Ons hoor wat is belangrik vir Vader, in terme van sy afsprake, maar ons bly met die wêreldafsprake. Ons bly Kersfees, en ons bly Halloween, en ons bly Valentine, en ons bly Vadersdag, en ons bly Moedersdag. Ons bly dit doen. Want ons is, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Valentine, en Easter, en Halloween, en Kersfees, en hierdie goed, mense, dis paganism. Dis afgodery. Jy het geen deel aan die lewe wat Elohim skenk nie. Jy gaan wakker word eendag en jou koppie koffie is yskoud. Jy moet dit weet. Hy sê, die woord sê, hulle wat verstand verduister is, hulle gedagtes lei tot niks nie. Hulle het geen deel aan die lewe wat Elohim skenk nie, omdat hulle, en is hulle skuld, hier is die rede, hulle bepaal dit, hulle is die outeur van hulle lewens, omdat hulle nie wil verander nie. Hulle is hardnekkig, hulle harte is verhard, en hulle volhard in die onkunde. Hulle wil nie tot wysheid kom van die woord nie. Asseblief, gaan kyk na 'n teaching wat ek gedoen het, wat handel oor Spreuke hoofstuk 1, in terme van wysheid. Gaan kyk daarna. Hulle het heeltemal afgestomp geraak, en hulle het 'n onversadigbare drang aan losbandigheid.
Hulle doen dit wat vuil is. Hulle wil nie verander nie. Dis onreinheid, dis onheiligheid. Hulle maak en doen wat hulle wil. Hulle sê byvoorbeeld, nee wat, die wet is heeltemal verby. Ek het nie meer nodig vir Shabbat nie. Ek het nie meer nodig om gehoorsaam te wees nie. Eenmaal gered, altyd gered. Die 7de dag is lankal verby. Dis nou die eerste dag waarvoor dan nie gesag is in die woord nie. En so kan ek aangaan. En baie mense sê, hoorie Frik, jy herhaal jouself. Wel, ek gaan dit herhaal totdat jy verander. Totdat jy verander. Wat sê die woord van? Hy sê, maar dit is nie hoe julle Meester Yeshua, die gesalfde een, leer ken het nie. So nou moet jy studie gemaak oor wie is Meester Yeshua. Hy is die heilige Elohim wat vlees geword het en hy is geprofeteer in die boek van Jesaja. Hy sê en hy gaan genoem word Immanuel, Elohim met ons. Hy is wonderbaar, hy is raadsman, hy is sterke God, hy is ewige Vader, hy is vredevors, hoor mooi, hy is ewige Vader. Hy is ewige Vader, so wie is Meester Yeshua? Hy is ewige Vader wat vlees geword het. Hy het ons kom leer hoe om Vader te aanbid in die Gees. Hy het vlees geword, 100% God, 100% mens. Dit is nie hoe julle Meester Yeshua die gesalfde leer ken het nie. Met ander woorde, hy het nie geleef soos die heidene nie. Hy het in die Torah gewandel. Hy het gewandel in die bepalings van die Vader. Aan die woorde, Torah bring Gees. Want hulle verstand, sy verstand was nie verduister nie. Hy het absoluut deel gehad aan die lewe wat Elohim skenk. Hy was nie hardnekkig nie. Hy het nie in sy onkunde volhard nie. Hy was nie afgestomp nie. En hy het nie 'n drang gehad om losbandig te lewe nie. Losbandig beteken eintlik maar net sonde. Met ander woorde, wetteloos. En hy het nie gedoen dit wat vuil is nie. Hy het gewandel as die heilige van Israel. Hy het mens geword en hy het ons kom leer as 'n lopende, lewende Torah hoe om te wandel op hierdie aarde. So het jy hom leer ken. Die liewe Jesus wat ons verkondig. Daai liewe Jesus wat die mense verkondig, daai evangelie doen Kersfees, hulle doen Halloween, hulle doen Valentine, hulle doen Easter, dis paganism. Liewe Jesus, of Jesus Christus, dis wie dit is. Maar Meester Yeshua, die ware, die gesalfde een, die Messias, die bruidegom, hy wat gekom het en ons die gawe gegee het van die ewige lewe. Hy sê, as jy my lief het, wandel in my gebooie. Halleluja. Die liewe Jesus sê, ag nee wat, dis verwerp. Shabbat is nie meer nodig nie, my wet is heeltemal ten einde, my feeste bestaan nie, julle ken hy goed. Dis die liewe Jesus evangelie. Kom uit, want dis 'n heidense lewe. Kom in die klaskamer van Heilige Gees. Julle het tog van hom gehoor, omdat julle sy volgelinge is. Julle sit in die klaskamer, julle sit by sy voete, en julle onderrig volgens die waarheid wat in Meester Yeshua die gesalfde is. Nou sê die woord, ek doen 'n ernstige beroep, dat julle nie sal wandel soos die heidene nie. Stop met daai. Stop met daai leefwys. Hou op vloek, hou op skel, hou op wetteloos wees, hou op hoer en rumoer, hou op suip, hou op drank, hou op die sonde goed praat. Hou op. Stop. Want julle het geen deel aan die lewe wat Elohim skenk nie. Julle gedagtes is verduister en julle hou al met julle sonde en julle regverdig dit. Julle doen presies wat die Fariseërs en die Sadduseërs gedoen het. Klas, hoor vandag as ek met jou praat, want jy gaan eksamen skryf oor dit wat ek nou met jou deel. So let op in die klas van Heilige Gees, want dit is 'n akademiese klas. Want as jy so wil lewe, is jy afgestomp van die Heilige Gees. Jy het 'n onversadigbare drang, nie om heilig te lewe nie, maar om losbandig te lewe. So het julle Meester Yeshua nie leer ken nie. Maar julle het van hom gehoor. Julle weet wie hy is, omdat julle sy volgeling is. Dis hoekom jy in die klaskamer sit. Want julle is sy volgelinge. En hy het julle onderrig in die waarheid. Wie is die waarheid? Meester Yeshua. Ek staan in hierdie tabernakel in die gedeelte van waarheid. Ons het die gees van waarheid nodig. Wie is dit? Meester Yeshua. Wat is die waarheid? Dis die woord, bring die waarheid. Die woord is die ewige waarheid. En die gees maak dit lewend tot my gees. En dis in die naam van Meester Yeshua. Nou sê die woord, hou dan op. Hou op. Wat sê onderwyser vir jou? Hou op om lui te wees. Hou op om nie jou huiswerk te doen nie. Hou op. Gaan na jou tafel, gaan na jou huis, gaan na jou klaskamer, ekskuus, jou studeerkamer en gaan studeer die woord. Jy gaan eksamen skryf en as jy hom gaan dop, gaan iemand vir jou sê, gaan weg van my,
ek ken jou nie. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het, soos die heidene, wat sy gedagtes tot niks gelei het nie. Breek met die ou mens, die sondige mens, wat julle was, julle het die wet oorskry, julle het nie gewandel in Vader se Torah nie, breek met die sondige begeertes wat julle verteer. Stop met dit. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe dan nou as nuwe mense, hoor mooi, wat na die beeld van Elohim geskep is, lewe volkome volgens die wil van Elohim en wees heilig. Klas, dis die opdrag. Klas, dis julle huiswerk. Dis julle dissipline orde. Dis die standaard van Meester Yeshua op hierdie aarde. Dis die standaard. Laat toe dat die Heilige Gees jou vul, want jy is sy tempel. Leef dan so. Jy kan nie sê, my tabernakel of my tempel behoort aan my hemelse Vader en ons leef soos hooligans nie. Ons kan nie. Ek het verlede week, toe praat ek oor 'n geleende kar. Jy kan nie die geleende kar in 'n slegter toestand gee as wat jy hom gekry het nie. As jy 'n band gebars het, dan vervang jy daai band. As die kar moeilikheid opgetel het, dan maak jy hom reg, want dit is op jou watch. Jy moet dit regmaak. Jou liggaam behoort nie aan jou nie. 1 Korintiërs 6:19. Dit behoort aan Vader. Leef dan soos wat julle Meester Yeshua leer ken het. Moenie soos die heidene leef, soos die ou mense met die sondige natuur nie, met die sondige begeertes nie. Hy gaan vir jou sê, gaan weg van my, ek ken jou nie. Dan gaan jy huil en dan is dit te laat. So klas, let op. Hierdie is 'n akademiese vak. En dat hierdie akademiese vak 'n realiteit word in jou binneste, sodat hierdie akademie prakties sal word in jou lewe en dat jy getoets gaan word aan die hand van die woord, Deuteronomium hoofstuk 13. Gaan lees dit. Ons kan nie aangaan soos wat ons voorheen geleef het nie. Ek kan nie eet hoe ek voorheen geleef het nie. Frik Weideman het vark geëet, my maat. Vark in my BC jare. En toe Vader vir my kom wys, dis onrein, het ek onmiddellik gestop. Ek sal nie aangaan met my hardnekkigheid nie, want in 'n vark is 'n stofsuier van hierdie wêreld. 'n Vark is nie kos nie, dit word nie bestempel as kos nie. Nou gaan hierdie ouens my weer uithaal. Frik, jy's onder die wet. Asseblief gaan lees jou woord self in Levitikus. Mense, die belangrikste boek in die hele Bybel is die boek Levitikus. Dis akademies. Jy moet weet, jy moet toelaat om in die klas in te kom dat die Ruach, dat die Heilige Gees jou leer. So wat is die waarheid? Ek staan in die tabernakel, in die gedeelte van die Heilige, dis die waarheid. Wat kom leer die waarheid ons? Vader se verbond, sy verbond. Neem kennis van julle leefwyse. Neem kennis, sodat julle geskool kan word in die akademiese klas van Heilige Gees. Laai saam met my net 'n bietjie aan, Efesiërs hoofstuk 5, vers 17 tot 20. Hoor mooi, klas, luister op, let op. Moenie dronk word van wyn nie. Dit beteken ook bier. Dit beteken ook sterk drank. Moenie dronk word van wyn nie. Want daarin is losbandigheid. Asseblief, moenie drank gebruik goed praat nie. Ek het 'n boodskap gebring oor drank misbruik en drank gebruik. Op YouTube, gaan kyk. Dan bepaal jy self. Nou sê die woord, klas, let op. Moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. Wat het Efesiërs vir ons gesê? Hy het gesê, mense, breek met die ou sondige begeertes, want daarin is opgesluit losbandigheid. Hoor mooi. Hy sê, maar dit is nie hoe julle Meester Yeshua leer ken het nie, want julle het heeltemal afgestomp geraak met 'n onversadigbare drang, ja waarskynlik na drank en alkohol, wat ook al, en aan losbandigheid oorgegee om te doen alles wat vuil is. En wanneer jy begin drink, dan gaan jy oor na losbandigheid, dan vergeet jy wie jy is, jy ken nie jou posisie nie, en jy lewe dan losbandigheid, en dan jy geen deel wat die lewe van Elohim skenk nie. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met sy ruach, word met sy gees gevul. Spreek dan met jouself, die oorspronklike vertaling sê, spreek met jouself, wat? Psalms, sing geestelike liedere, sing psalms, sing tot eer van Jod-Heh-Waf-Heh, die Almagtige, sing tot sy naam, die Almagtige, die Skepper God van hemel en aarde, en dan kom altyd vir alles in die naam van Meester Yeshua. Halleluja.
Prys sy wonderlike naam. Mense, dit is so lekker as ek in die môreoggend sê, Abba, dankie. Dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat my arms kan beweeg, my mond, my asem, my liggaam is tot eer van u heilige naam. Ek prys hom, man. Ja, maar mense, ons moet passie hê. Daar moet entoesiasme wees, want hy leef wie ons aanbid en hy leef nie net in die hemel nie. Hy leef hier binne. Hier binne lewe hy. En dat ek en jy sal lewe tot eer van sy naam. So kom in die klaskamer onder die salwende krag van sy Heilige Gees, waar hy ons toerus met sy woord. Ons het 'n waterbad van sy woord. Buitekant, as ek hierdie tabernakel kan gebruik, ek is in die tabernakel en hier's mure om my, met skadu net natuurlik, maar buitekant is dit stres. Dis siekte, dis skuld, dis teëspoed. Sonder die Gees is daar losbandigheid en ongeregtigheid. Kom ek kwalifiseer. Efesiërs hoofstuk 36. Hy sê ek sal skoon water oor julle uitgiet om julle te was, om julle te bekeer van julle verkeerde weë, dat julle sal klaar kry met julle afgodery. Ek sal my Gees in julle gee om julle 'n nuwe hart te gee, sodat julle sal wandel in my gebooie en dit onderhou en dit doen. En dit is geregtigheid. Dis geregtigheid. Hy sê spreek onder mekaar met psalms. Dank Vader. Hy sê sonder die Gees is daar losbandigheid en ongeregtigheid. Wat is die primêre funksie van die Heilige Gees? Die primêre funksie is om my en jou toe te rus in sy klaskamer en om ons uit te stuur, want sonder die Gees, gaan hy jou nie herinner om te wandel in Vader se weë nie. So nou vra ek die vraag. Hulle wat nie wandel en wat Vader se weë verwerp, watter gees werk in hulle? Is dit dieselfde Heilige Gees? Watter gees word verkondig van die kansels wat sê, Shabbat is nie meer nodig nie? Kom ons skryf die toets. Kom ons skryf die toets in die boek van Deuteronomium 13, dan gaan kyk ons wie slaag hierdie toets. As jy die toets dop, dan moet jy weet, dit is nie hoe ons, Meester Yeshua, leer ken dit nie, want hy het ons onderrig in die volle waarheid, om sy beeld raak te sien. Mense, ek hoop die goed maak vir jou sin, dat jy kan besef, wat so fyn lyn is dit, so dat jy die Meester Yeshua nie leer ken nie. Want die Heilige Gees gaan jou herinner, Esegiel 36, hy gaan jou herinner, dat ons sal wandel in Vader se plan, sy instruksies, sy wette, sy verordeninge en sy feeste. Dis wat die Gees van God doen. As die Gees van God vir jou sê, dis nie meer nodig nie, moet jy vandag weet, dis teen sy woord, dan is dit die vals Heilige Gees, of dan die Kundalini Gees. Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar my woord sal doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Het jy al vanoggend opgestaan, of in die week, of in die maand, te sê, Abba, dankie vir u woord. Elke keer wanneer daar 'n woordjie staan, wees gehoorsaam, komma, dan is daar 'n seëning. En na die woordjie ongehoorsaam, komma, is daar altyd 'n vloek. Jy moet dit vandag verstaan. So hierdie woord sê, dat u woord nie ledig na u sal terugkeer nie, maar sal doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Vader, stuur vandag u woord. Itneg, luister. Itneg is gewillig om aan te meld vir gehoorsaamheid in u koninkryk. So Vader, stuur u woord. U woord sal nie ledig terugkeer nie. Leer my dan om oop te sluit en toe te sluit. Vader, dat my tabernakel vandag oopgesluit sal word, sodat u woord ingang kan vind in my lewe kan transformeer, en kan teruggaan na u toe as 'n lewende getuie. Onderrig my, Vader. Vader, onderrig my, dat ek sal oopsluit en toesluit. Vader, onderrig my, dat ek u waarheid sal verstaan, om u instruksies uit te leef, soos wat die woord dit van my verwag. Leer my, Gees van die lewende God, ek het nodig om in die klaskamer in te kom, dat u my kan onderrig. Dat u my siel sal leef in die verordeninge van u Torah, Psalm 119, sodat u Gees my sal herinner om gehoorsaam te wees aan die gebooie, u insettinge en u verordeninge in die naam van Meester Yeshua. Dan kan jy die skrif verklaar in Matteus 18 vers 18, waar dan sê, voorwaar ek sê vir julle, Meester Yeshua praat hier, alles wat julle op hierdie aarde bind,
sal in die hemel gebonde wees. Dis 'n akademiese klas, hoor mooi. Voorwaar, met ander woorde, ek maak 'n belofte aan jou. Ek sê vir julle, wie praat hier? Meester Yeshua. Hy sê vir julle, alles wat julle op hierdie aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. So waar lê die aksie? Waar lê die aksie? Op die aarde. So ander woorde, as ek loop op hierdie aarde en ek sê, Vader, leer my asseblief vandag om deure toe te sluit. Ek sluit vandag die deure. Ek sluit die deure toe van depressie. Ek sluit die deure toe van mislukking. Ek sluit die deure toe vandag van angstigheid en van bekommernis. Ek sluit die deure toe van bankrotskappe. Ek sluit die deure toe van neerslagtigheid. Ek sluit dit toe vandag. En Vader, dankie dat dit nou in die hemel ook toegesluit is. En ek sluit vandag deure oop. Nou gaan die woord aan en hy sê, en alles wat julle op hierdie aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Met ander woorde, Vader, ek sluit vandag oop 'n geloofswandel in U wat verdiep. Vader, ek sluit oop U koninkryk in my lewe. Ek sluit oop vandag, Vader, dat ek die inspraak van U Gees kan beleef en ervaar. Ek sluit vandag deure oop op hierdie aarde om U guns en U goedheid te kan beleef en ervaar. En wanneer ek dit op hierdie aarde doen, wat gebeur in die hemel? Presies dieselfde. Waar lê die aksie? Op die aarde. Wat moet jy doen? Die hemel is 'n reaksie van die aarde se aksie. Dis 'n akademiese klas. So Vader, leer my om hierdie goed te verstaan, maar ek gaan dit nooit kan leer wanneer ek leef soos wat die heidene geleef het nie. Ek moet verander. Efesiërs hoofstuk 4. Kan jy leef soos die heidene nie? Kan nie. Die Gees van die lewende God leer ons. Wie is Meester Yeshua? Wie is Meester Yeshua? Skepper God van die hemel en die aarde. Efesiërs 3 vers 9. In die begin was die woord en die woord was by Elohim en die woord was Elohim. Hy is die beeld van die onsigbare Elohim. In hom is daar lewe en die lewe in die volheid. Die duiwel het gekom om te steel, slag en te verwoes, maar hy het gekom sodat ons die lewe kan hê in 'n oorvloed, genesing, salwing, vrede, vreugde. Vader, leer my, ek is in die klas van die Heilige Gees om dit te kan oopsluit en toesluit. Leer my. So nou vra ek vandag vir jou by hierdie uitsending, hoe vorder jy? Hoe vorder jy in jou vaderskap? Om jou kinders te leer aangaande die woord. Hoe vorder jy in jou moederskap? Hoe vorder jy as 'n volgeling van Meester Yeshua? Nie liewe Jesus nie. Hoe vorder jy as 'n volgeling van Meester Yeshua? Hoe vorder jy in jou kennis? Hoe vorder jy in die krag van die woord in jou? Want die woord sal nie ledig terugkeer nie. Hy sal dien die doel waartoe Vader dit stuur, en hierdie doel sal wees om 'n getuie uit te bring, en dis hoekom jy krag sal ontvang wanneer die Gees van God oor jou kom om 'n getuie te wees in Jerusalem, met ander woorde in jou eie huis, Judea, Samaria en die uithoeke van hierdie wêreld. Hoe vorder jy as 'n gesant van die lewende God? Hoe vorder jy aangaande sy gawes? Hoeveel gawes is daar? 9. As ek wandel in die gawes, wat is die resultaat? Die vrug van die Heilige Gees. Hoeveel is daar? 9. So wanneer ons daarin wandel, mense, dan het ons 'n geskenk uit hemel uit. Ek en jy toegang van hemelse kennis op aarde. Onthou net, ek en jy moet verstaan, wie is Meester Yeshua? Ons moet verstaan wie is Heilige Gees. En daarom is jy in die akademiese klas vandag om jou toe te rus. Jy moet weet wie werk saam met jou. Jy laat toe, of koninkryksengele, of demoniese engele. Help nie jy bid nie. Help nie jou gebedslewe is een lewe, maar jou werklike lewe is 'n ander lewe nie. Vir wie probeer jy beïndruk? Vir wie probeer jy beïndruk? Die koninkryksengele werk saam met jou, want die bose magte is gebind. Of die bose magte is onbind en werk saam met jou en teen jou, want jou lewe is 'n akademiese sukkel. Elke dag van jou lewe is 'n sukkel en elke dag is depressie en is neerslagtigheid en jy weet nie watter kant toe nie. En hierdie moet saambid en daai moet saambid en hierdie pastoor en hierdie iemand moet my kom salf, want die bose magte is los op my lewe en die koninkryksengele is weg. Kan net sowel omgedraai word, nê? So ek kies eerder om te sê, Vader, help my in my akademiese klas om te verstaan hoe werk die koninkryksengele om saam met my te werk vandag. Want waar ek gaan, is U Gees met my. Waar ek gaan, het ek invloed. Waar ek gaan goed begin verander. Waar ek gaan U deure vir my oopmaak. Verklaar dit. Of wil jy eerder 'n lewe hê waar jy kom, word die deure in jou gesig toegeslaan en jy bereik niks en dan kom jy op moedverloorse vlakte en dan sê jy, maar niemand is daar vir my nie. Selfs nie eens my hemelse Vader is daar vir my nie, want jy doen dit.
Jy het wat jy sê. Jy het wat jy is. Sluit oop. Sluit toe. Dis wat jy moet doen. Deure wat oop is, moet dalk toe gaan in jou lewe. En deure wat toe is, moet dalk oop gaan. Vra vir Vader, stuur die Gees. Heilige Gees, kom in my lewe in. Gee my asseblief die onderskeiding oor u wil en alles wat ek moet doen en aanpak. Dat ek regverdig met geregtigheid voor die aangesig sal wandel. Gaan nie oor ons nie. Ek het nog nie een keer gesê dit gaan oor ons nie. Dit gaan oor hom. Jesaja 22 vers 22 is een van my favorite scriptures. Jesaja 22 vers 22. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op julle skouers lê. En hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie. Halleluja. En hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Met ander woorde, deure het te maak met jou woorde. Ek het nou vir jou gelees. Dat die woorde van Elohim sal nie terugkeer na hom nie. Nie ledig nie, maar in woorde vervuld. Deure het te maak met jou woorde. So wanneer die woord ryklik in jou hart woon, kom dit by jou mond uit. Wanneer jy dit profeteer, wanneer jy dit proklameer en jy mobiliseer die woord, het die woorde van Skepper God, die woord, die lewende woord, het skepingskrag soos dit was in die begin. In die begin was die woord. En die woord was by Elohim. Sy karakter sal uit jou uitvloei en die wêreld sal dit nie sien nie. Die wêreld gaan jou oordeel. Die wêreld gaan vir jou sê, nou is jy onder die wet of jy is Joods, jy ken daai storie. Dis wat die wêreld gaan doen. As ek en jy gelei word deur die Gees, dan gaan die wêreld dit nie sien nie. Dan gaan hulle jou juis etiketeer. Jy moet dit vandag verstaan. Mense, ons kan mos nie akademiese sukkelaars wees nie. Kom aan, staan op man. Nee, ek het depressie, my ma het depressie gehad en nou het ek depressie. Man, kanselleer dit. Vir dit is maklik vir jou om te praat. Jy is dalk reg, dit is maklik vir my om te praat, maar wie weet, ek het lankal besluit. Ek kom uit 'n depressie familie uit. Ek kom uit 'n familie uit waar dit ook nag was en ek het net besluit dit sal nie met my gebeur nie. My spraak moet verander, my denkpatrone moet verander. Mense, jy kan nie professionele sukkelaars wees nie. Hoekom het meester Yeshua gekom? Dat ek en jy moet sukkel, in die grond rondploeg? Nee, hy het die vloek van Adam, het hy gebreek. Hy is die tweede Adam, hy het my en jou heerskappy kom hernuwe. Ons het 'n nuwe verbond, en daai verbond is nie op kliptafels nie, dis nou hier. Ek wil hart om hom te eer en te loof. Hoekom wil jy sukkel? As jy vandag kan snap, in die akademiese klas, van Heilige Gees, wat hy jou wil kom leer, sal daar deure oopgaan, en sy woord sal nie ledig terugkeer nie. Eksodus hoofstuk 23 vers 20. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit. Halleluja. Om wat te maak? Om jou op die pad te bewaar, man. En om jou na 'n plek te bring wat hy vir jou gereed gemaak het. Prys sy wonderlike naam. Dis mos nou groot hierdie. Nou hierdie is wat ek wil. Deuteronomium 29:29. Die verborgde dinge, hoor baie mooi. Klas, let op, hierdie is akademiese vak. Die verborgde dinge is vir Vader Jahwe die Almagtige, ons Elohim. So die verborgde dinge is vir wie? Dis vir Vader Jahwe, ons Elohim, die Almagtige Skepper God van hemel en aarde. Dis die verborgde dinge. Maar, hoor mooi, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Om te doen al die woorde van hierdie wet. Kan jy sien Matteus 5 vers 17? Staan vas. Kan jy sien dat Deuteronomium 29:29 staan vas? Het jy al gevra, Vader, wat is die geopenbaarde dinge in my lewe? Waarom moet ek aandag gee? Weet jy wat mense, ons stel nie meer belang in die Heilige Gees nie. Ons kom nie meer in die klaskamer in van die Heilige Gees nie. Hoe lank terug het jy vir 'n uur of 2 ure net gaan sit om te sê, Gees van God, leer my, rig my, onderrig my. Weet jy mense, ons is so ingesleep in hierdie wêreld. Ons het blind geword, man. Ons het doof geword vir sy woord. Ons lees sy woord. Ons lees hom nou. Ons maak hom toe, ons bære die woord. Môre het ek vergeet. Dis regtig so.
Dis regtig so. My laaste skrifgie vir hierdie aanbieding is Esegiel 37 vers 14. En ek sal my gees in julle gee. Welkom in die klaskamer van Heilige Gees. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. En ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, Vader Jahwe, die Almagtige, het dit gespreek en dit gedoen. So ander woorde, wie praat hier? Vader Jahwe. Wat sê hy? Hy sê ek sal my gees in julle binneste gee, sodat julle lewendig kan word. En dat julle sal weet, my woorde kom tot stand in julle lewe. Dat julle kan wandel in die beloofde land. As die gees inwonend is in ons lewens, mense, dan lewe ons mos. As die gees hier kom woon, dan lewe ek en jy. As die gees nie in ons woon nie, ons is dood. Ons dink ons lewe, maar ons lewe nie. So my gees sal julle lewend maak. Dis vir die woord sê hier. Hy sê, en ek sal my gees in julle gee, en dat julle lewendig kan word. So wat maak die gees? Die gees maak my lewend. Vir wat? Vir wat? Vir die geopenbaarde dinge wat hy aan my moet openbaar. Bid daai gebed. Sê, Vader, dankie, dat die gees inwonend hier in hierdie tabernakel kom woon. Vader, openbaar my die geopenbaarde dinge. Die verborgde dinge is vir u, maar die geopenbaarde dinge is vir my, sodat ek kan weet wat u van my verwag, wie u is, Gees van God, wie u is. So mense, dit is my belangrik om hierdie goed met jou te deel in hierdie akademiese klas van Heilige Gees. Kom ons roep die aangesig van die Heilige Gees. Kom ons net daar wees, net daar wees. Ons kan nog die hele dag praat, maar kom net daar wees. Sonder krag, sonder die krag van die Heilige Gees, is daar nie oorwinning nie. Bid dit sommer nou daar wees. Sê, Vader, ek roep u naam uit nou vir die krag van Heilige Gees, dieselfde krag, dieselfde Gees wat uitgestort is met tonge van vuur oor die disippels in die boventrek, dat dit vandag oor my lewe sal kom. En Vader, ek ontvang vandag die Gees van geloof, met die invulling van die Ruach HaKodesh, met die ware Heilige Gees, om die Gees van waarheid te ontvang, dat ek die waarheid sal lief hê, dat ek in die waarheid sal wandel, ek kanselleer die leuen in my lewe, ek staan nie meer belang in die leuen nie, ek wil unlearn wat die kerk in my geleer het. En Vader, ek bid nou dat ek die vervulling sal beleef en ervaar van die geopenbaarde dinge van u woord in my lewe, in hierdie tempel, in hierdie tabernakel, sodat die salwing van die Gees die jukke sal breek op my lewe. Bid dit, roep dit, soek die aangesig van die lewende God en verklaar hierdie goed. Sê dan vandag op hierdie pragtige Shabbat, sê, Skepper Gees van God, kom rus op my. Kom rus my toe met wysheid, met insig, met die Gees van raad, met die Gees van sterkte, met die Gees van kennis, om die Almagtige, die Heilige van Israel, weer te vrees, want hy is alomteenwoordig en hy is heilig. Dis wat jy kan bid, elke dag van jou lewe. Mense, so dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie akademiese klas van Heilige Gees, en dat jy werklik waar vandag net sal besef, hoe eenvoudig is die woord eintlik vir my en jou lewe. En my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is, dat Vader se Gees met jou sal wees, dat die koninkryksengele saam met jou en vir jou sal werk, en blok uit die demoniese magte, elke ongoddelike altaar wat jy opgerig het, met jou tonge, met jou optrede en jou manier van dinge doen. Daai ongoddelike altare vandag op hierdie Shabbat uitgebrand sal word in die naam van Meester Yeshua. Dieselfde manifestasie wat gebeur het op die berg Karmel, toe Vader se heerlikheid neerkom, en die tonge van vuur kom, en hy lek daai vleis op, en daai offer lek hy op, en die Baalprofete staan in absolute verwondering, en ook in vrees, dat ons daai selfde krag sal beleef en ervaar in ons lewens. Kry klaar met die afgoderry, kry klaar met hierdie idolatry in jou lewe, kry klaar om met agter die feeste aan te loop wat Vader nie wil hê ons moet doen nie. Dan help dit nie, jy sit in die klas nie. Dan moet jy die klas verlaat. Dan is jy ook nie welkom nie. Dis hoe dit is, want Meester Yeshua gaan vir jou sê, jy is nie welkom nie. Nie ek nie, hy gaan dit vir jou sê. My stem beteken niks, maar sy stem is soos die gebruis van baie waters. En wanneer hy praat, kom dinge tot stand. En hy breek die werke van die goddelose. Jy moet dit vandag verstaan. So mense, ek wil jou vandag op hierdie pragtige dag wil ek jou seën.
met die goedheid en die guns van ons Hemelse Vader. En dat die aangesig van ons Hemelse Vader oor jou sal skyn en jou genadig sal wees. En dat sy aangesig oor jou verhef sal word en met jou lankmoedig sal wees. So moet jy my volk seën, sodat ek hulle kan seën in die naam van Meester Yeshua. En so baie dankie dat jy ingeskakel was. Frik Weideman, tot 'n volgende keer. Shabbat Shalom.